Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens. Die Here groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons kom voor U weer om nader tot U te kom. Here, ons as gemeente wil gemeentelede aan U opdra wat Henry tans in die hospitaal is. Die infeksietelling bly hoog en daar's hartprobleme. Here, ons weet U is die groot geneesheer. Ons vra dat U die ingryping sal doen, dat U die oë sal oopmaak. Here, ons bid vir Marina se moeder, Sibyl, ook tans in die hospitaal. Ons bid vir spoedige beterskap. Ons dink aan Gert Prinsloo, wat gediagnoseer is met varkgriep. Ons dink aan Liesel van Sail, wat ook griep het. Ons dink aan die familie ook voor U, wat met ondersteuning gee daar. Here, en ons bid vir die algemene gesondheid. Daar is griep in die omgewing. Here, ons weet U is die groot geneesheer. Ons bid gesondheid toe oor al die gemeentelede. Here, ons dra die ouers en die kinders op aan U, wat tans besig is met eksamens. Here, dat daar rustigheid en vrede in daai huise sal wees. Here, dat hulle kan voorberei en dat U in beheer is. Here, ons weet, U woord sê vir ons hoe belangrik is die verbond. En die verbond wat U op aarde gelos het, is ons bid vir Jana en Chris en ons sê dankie. Dankie vir die voorbeeld wat hulle in die gemeente is van die verbond wat U geplaas het. Ons dink aan Alda en Chris, wat die 31ste Mei hulle huweliksherdenking vier. Here, ook so betrokke en ook 'n voorbeeld in die verbond. Vader, ons dink aan die vooraand van die verkiesing. Dink ons en ons wil bid vir die redding van die mense in leierskapposisies. Here, ons bid dat hulle na die seën getrek sal word volgens Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Vader, ons bid vir hierdie land. Here, U weet wat moet gebeur. U het reeds die pad vooruit bepaal. Vader, ons vra vir 'n vrede tydens hierdie verkiesing. Here, dat die verkiesingslokale vrede en vreugde, ons plaas U seën oor elke verkiesingslokaal eerskomende Woensdag. Vader, en ons bring al hierdie voor U voete. En ons bid dit in die wonderlike naam van ons Jesus Christus. En die gemeente sê, Amen. Ons lees volgens 2 skrifgedeeltes saam. Psalm 141 gaan ek lees. En dan ook Openbaring 8 vers 1 tot 5. Psalm 141 en ek lees uit die 1983 vertaling. Psalm 141. Psalm 141 vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe. Luister tog na my, ek roep na U. Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. Sit 'n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met die manne wat onreg doen nie, en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie. 'n Regverdige kan my in liefde slaan en teregwys, maar van die goddeloses sal ek nie eens gasvryheid aanvaar nie, want my gebede is gedurig teen hulle boosheid gerig. As hulle leiers van 'n kraans afgegooi word, sal hulle my hoor sê, goed so. Soos ek land vol klei te lê, as die ploer dit oopbreek, so sal hulle bene versprei lê by die bek van die doderyk. Op U, Here, my God, aan wie ek behoort, is my oë gerig. By U skuil ek, moenie dat my lewe wegkwai nie. Beskerm my teen die stryk wat hulle vir my gestel het, teen die valstrikke van die wat onreg doen. Laat die goddeloses gevang word in hulle eie nette, maar laat my ongedeerd verbykom. En dan Openbaring 8 vers 1 tot 5. Openbaring 8
verse 1 tot 5. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. 'n ander engel toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Fokusvers is veral Psalm 141 vers 2. Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. Ja, hierdie is 'n baie belangrike week wat vir ons land voorlê met die verkiesing Woensdag. En dit was baie lekker sover, nê? Ons het geen load shedding gehad nie, nê? Die krag is daar. Ek hoop dit hou aan na die verkiesing ook. Ek hoor ook mense sê as jy dalk 'n pothou voor jou erf het, nê, of jou lamp, die straatlamp werk nie, rapporteer dit maandag, nê. So gou as moontlik, die reaksietyd is nou vinnig om die goed reg te kry, nê, en so. So ja, dit is 'n groot dag wat voor lê. En daarom ons weet ook, dis net die Here wat ons land kan red en verander. En eintlik Woensdag is daar groot geestelike stryd aan die gang. Daarom moet ons bid. Daarom is gebed in hierdie tyd so belangrik. En so julle weet ook Gerard 'n hele gebedsriglyne gegee vir elke dag in die DLK. Daar's WhatsApp gebedsgroepe. Daar was donderdag ook koöperatiewe gesamentlike gebed. Hierdie donderdag beplan ons weer koöperatiewe gesamentlike gebed. Dis belangrik, want dis 'n geestelike stryd. Ek weet die bose wil ook sy mense in beheer hê, goddelose mense wat selfgerig is, wat hulle self net wil verryk oor wie die lewe net vir hulle self gaan, en wil daai sulke mense in beheer hê, nê? En daarom moet ons bid dat God sal ingryp. Gelukkig is God so groot, hy kan selfs ongelowiges gebruik om sy wil ook te laat geskied, nê? As ons dink aan die geskiedenis van Juda wat in ballingskap weggevoer is en hoe die Here vir koning Kores van Persië gebruik het en sê stuur my volk terug na Jerusalem toe. Dit is so belangrik dat ons absoluut sal volhard in desperate gebed as ons dink aan die verkiesing wat voor lê. En dis wat Dawid ook hier doen, nê? Hy bid, nê? Hierdie Psalm 141, ek roep na U, o God, kom my tog te hulp, nê? Hy bid. En ons kry riglyne vir gebed hierso ook, nê? En Dawid, hy bid nie net om verlos te word van goddelose mense nie, wat ons ook bid altyd, word verlos van goddelose mense, nê? Hy bid ook net teen die versoeking om deel te word van goddelose mense, want die versoeking is groot. Nee, hoe die samelewing funksioneer baie keer, om iets gedoen te kry, moet jy amper ook die goddelose metodes gebruik, om iets gedoen te kry, nee. Miskien moet ek maar ook, nee, omkoopgeld maar 'n bietjie gee, so 'n bietjie aansporing gee, sulke tipe goed, of as jy gevang word, of wat ook al. Nee, daar's ook 'n versoeking. Want baie keer lyk dit op die goddelose mense, met hulle gaan dit goed, met die wat regverdig is, kry swaar, dit vat 10 keer langer om 'n ding gedoen te kry, dit is moeilik. So daar's ook 'n versoeking om deel te word van hierdie goddelose praktyke en dinge. En Dawid bid, hy vra vir die Here, beskerm my teen die goddeloses en ook om nie deel van hulle te word nie. Ook nie saam met hulle feeste begin vier en hulle plannetjies, deel van hulle plannetjies te word nie. En dis waarvoor ons moet bid. Die verleiding van goddeloosheid is groot. En hierdie beproewinge bring dan ook geloofsversoekings. En so kan jy ook in geloofsversoekings wees met jou besigheid, jou werk of wat ook al jou situasie is. Daar's geloofsversoekings. En ons moet bid dat die Here ons sal beskerm. Bid dat God krag gee, soos wat Dawid hier vra. Nee, ons wil kyk na die krag van gebed. Krag van opheffing van hande in gebed. Want dis wat Dawid hier praat. Hy praat hier van die opheffing van sy hande in gebed.
Ons sien Dawid, hierdie Psalm 141 is gewoonlik gebid tydens die aandoffer in die tabernakel. Nou ons weet, die Ou Testamentiese tabernakel, sy offerdiens, is 'n afbeelding van wat in die geesteswêreld aangaan, wat in die hemel gebeur. So God het 'n sigbare, tasbare afbeelding gegee met die offerdiens, om vir die volk te wys wat gebeur in die hemel, in die geesteswêreld. En dan staan daar in vers 2, mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. Graanoffer in die aand. Nou, so as jy bid hier op aarde, is dit soos 'n wierookoffer, wat die priesters geoffer het daar in die tabernakel. En die uitstrek van hande soos 'n graanoffer in die aand. Dis baie interessant net dat die Hebreërskrywer in die Nuwe Testament hierdie wierookoffer, die goue altaar skuif. Kyk, die tabernakel en ook die tempel het mos bestaan uit 2 dele, of eintlik 3 dele. Eerstens die voorhof, en dan het jy die heilige deel gekry en dan die allerheiligste deel. Nou in die Ou Testament offerdiens, was die wierookoffer, die goue altaar, was in die heilige deel. Maar die Hebreërskrywer in die Nuwe Testament skuif daai altaar, daai wierookoffer altaar, die skuif hy na die allerheiligste deel waar God teenwoordig is. Ons lees daarvan in Hebreërs 9 vers 3 en 4. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar, die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. So hierdie wierookofferaltaar wat wys op gebed, soos 'n graan en 'n offer in die aand, wierookoffer in die aand, word nou geskuif by God se teenwoordigheid. Daar waar die verbondsark is. En dan weet ons hoekom dit so is. Dis omdat Christus in die Nuwe Testament het Christus mos vir ons die pad oopgemaak om in God se teenwoordigheid te kom. En daarom as ons bid, beweeg ons in die allerheiligste deel van God se troonsaal in die hemel. Want Jesus het die weg gebaan. Die Hebreërskrywer sê in Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Broers, onderus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam, en terwyl ons hom ook as 'n groot priester oor die huis van God het, dat ons tot God nader met opregte hart, volle geloofsekerheid, dat ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. So met ons gebede, wat soos 'n wierookoffer is, beweeg ons tot in die allerheiligste troonsaal in die hemel, voor God se waar God is, sy troonsaal, voor sy troon in. Want Jesus het vir ons die weg gebaan. So belangrik is ons gebede. Jy kom in God se teenwoordigheid. Openbaring 8. Met die opheffing van ons hande in gebed bereik ons gebede die allerheiligste hemelse troonsaal. En dan staan daar in vers 1 van Openbaring 8. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. Ons weet die hemel is nie 'n stil plek nie. Ons weet God word heeltyd geloof en geprys daar. Daar's engele wat hom loof en prys. Daar's mense wat gesterf het, se siele wat hom loof en prys. Die gestorwe gelowiges. Loof en prys die Here aan mekaar. Spreek van sy grootheid en sy almag. So stilte in die hemel is iets uitsonderliks. Dit gebeur nie sonder nie. Daar's iets groots wat gebeur. En wat is dit? Dis ons gebede wat die hemel bereik. Wat die Here eintlik sê, luister, my vervolgde kerk op aarde bid. So belangrik is dit vir die Here dat ons sal bid. Daar kom stilte in die hemel. Want God luister
na ons gebede. Eerbiedige stilte in die hemel as ons bid. Wierookoffer van gebede van gelowiges word gebring. Net dit wat vers 3, daar's wierook aan die engel gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. So ons gebede soos 'n wierookoffer voor die Here. Nou kom stilte. Die Here sê, luister my vervolgde kerk, bid. Nou, dis eintlik, hoe kan dit wees? As ek na my eie gebedslewe kyk, dink ek, sjoe, ek weet maar hoe krom dit is nie, as ek bid. Hoe ek baie keer, terwyl ek bid, dwaal my gedagtes, selfs as ek vir die verkiesing bid. Baie keer gaan dit maar oor my eie voordeel, nie, ek bid net, dat die ouens wat gekies word, nie, gaan my bevoordeel. Nee, ek weet baie keer is my gesindheid nie eers opreg nie. Ek weet hoe baie keer, dan bid ek en dan glo ek nie wat ek eers bid nie. My hart is nie eers daarin nie. Ek weet hoe swak my gebede baie keer is. Nou, hoe kan dit wees, dat daar eerbiedige stilte in die hemel kom, as ek en jy bid? Dat sy gebede baie keer so swak is. Dit is omdat daar baie wierook aan die engel gegee word, om saam met ons gebede te offer voor die Here se troon. En hierdie wierook, wat is dit? Dit meng met ons gebede, dit reinig ons gebede, dat dit 'n lieflike geur is voor die Here. Want hierdie wierook is die voorbidding van Jesus Christus in die hemel vir ons. Jesus het ons vooruit gegaan, nee, hy het al die mag in die hemel op die aarde. Hy regeer van daar af, regeer hy sy kerk en sy skepping en so. En hy doen voorbidding. Dis een van die voordele dat Jesus na die hemel toe gegaan het, ons vooruit gegaan het. Hy doen voorbidding daar vir ons. Wanneer ons in ons swakheid hier bid en vra Here help met hierdie verkiesing en al hierdie dinge, dan tree Jesus met sy volmaakte gebede in. Dit meng met ons gebede en dit is 'n lieflike geur. Dit styg op voor die troon van die Here. Dit sak nie in die dieptes af nie. Dit styg voor die Here op, hy aanvaar dit. Ja, vers 4, die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, saam met die gebede van die gelowiges, opgestyg voor God. God aanvaar dit. Dit sak nie in die dieptes af nie, dit styg voor die Here. Nee, saam met die gelowiges opgestyg voor God. So ons gebede en Jesus se voorbidding styg met uitgestrektheid van ons hande op voor God. En dit dring deur tot God. Jou stem, nee, ons stemme en ons gebare en ons woorde is bekend in die hemel. Nog voor ons in die hemel kom, weet die hemel al wie ons is. Die hemelbewoners. Want ons woorde, ons gebare, ons dade, ons gebede is bekend. Ons stem is bekend in die hemel. Maar die vraag is jou stem bekend in die hemel? Bid jy? Besef jy hoe belangrik dit is om te bid? Dat mens nie eendag in die hemel kom en sê, maar ons ken jou nie. Wie is jy? Nee, ek moet bid. Dit is so belangrik. Dit is so kragtig. Daar kom 'n eerbiedige stilte, want God luister. Eintlik kan ons sê, elke gelowige se hart is 'n reukofferaltaar, waar jy gebede offer aan die Here van geloof, hoop en liefde. So elkeen van ons is 'n reukofferaltaar, elkeen se hart. En dan vers 5, dan sien ons die reaksie ook, wat daar kom. As ek my hande ophef in gebed, dan sien ons in vers 5 ook, wat gebeur as ek dit doen, in gebed my hande ophef. Toe het die engel die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar volgemaak en op die aarde uitgegooi, dat donderslae, drenings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. So daar kom reaksie, daar stilte as ons bid, dit styg op voor die Here, en dan kom daar weer reaksie. En dit dui op God se oordeele en straf, op grond van ons gebede.
die vuur van die altaar, wat vol met die wierookbak word met die vuur volgemaak met kole, dit word op die aarde uitgegooi. Dat dink mens aan Sodom Gomorra, wat met swaal en vuur verwoes is. So daar kom 'n reaksie. God tree almagtig op grond van ons gebede. Daar is 'n reaksie. Glo ek dit? Want dan gaan ek bid. Gaan die mense my stem in die hemel ken. Daar's 'n reaksie. My gebede het geweldige krag. Hier word die beeld geskep van wat in die hemel gebeur, terwyl ons hier op aarde ons gebede offer op ons harte, as 'n wierook offer aan die Here. Reaksie. En baie keer wil ons sê, die Here moet net goeie dinge doen op aarde, maar baie keer is dit nodig, dat daar eintlik straf moet kom en oordeel. Want wanneer groei mense, wanneer besluit hulle om die Here te aanvaar? Baie getuienisse gehoor. Ek was op my knieë, ek het geen hoop meer gehad nie. Die lewe was te veel. Ek besef ek kan nie meer die lewe hanteer op my eie nie. En dan roep hulle na die Here. Dan roep ons na die Here. Wanneer dit te goed gaan, dan raak ons self voldaan, ons sit terug en ons begin net geniet en dit gaan net oor myself en so. Die Here moet baie keer kom en dinge kom vat. Want jy kan die wêreld wen, sê Jesus, maar in jou siel skade lê. Pas op daarvoor, dat die genietinge van die wêreld nie vir jou alles is nie, maar in jou siel lê jy skade. Dat ons moet bid vir die bekering van die goddeloses. Net die Here ook sal kom en sal intree, en dat hulle sal sê, Here, net U kan. En dis waar ons ook is. Ons ook sê met hierdie verkiesing, Here, net U kan, desperate gebed. Net U kan. Ons sien dan ook in Openbaring 8 vanaf vers 6, daar trompette. Trompette is maar God se waarskuwingsaankondiging. Dit is waarskuwing, dit is baie keer die Here se genade. Net daai trompette kondig straf en oordeele aan, wat gaan plaasvind tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms nie. Maar dis om die mense te waarsku. Moenie 'n wêreldsgerig raak nie. Moenie al jou hoop op hierdie lewe plaas nie. Hierdie lewe is feilbaar nie. Dit is onvolmaak. Soek eers die koninkryk van God. En hy sal vir jou die res byvoeg. So sien ons ook Jesegiel praat ook van hoe mense gewaarsku moet word. En hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die bassein en waarsku die mense. As dan iemand die geluid van die bassein hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Laat ons hierdie dinge wat gebeur, laat dit vir ons 'n waarskuwing wees. Alles wat nie lekker is nie, wat die rampe en die dinge net, dit wat in George gebeur, die gebou wat in mekaar val, al daai goeters, die oorloë, is alles wat die Here sê, hy waarsku ons, hierdie lewe gaan nie vir ewig aanhou nie. Hierdie is onvolmaakte lewe. Moenie al jou hoop en al jou hart plaas op hierdie lewe nie. Plaas jou hart in die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. En hy sal vir ons die res byvoeg om hier sy plan en doel te lewe hier op aarde. Moenie aardsgerig wees nie. Want dit is altyd 'n teken. Iemand wat nie bid nie, biddeloosheid, wys op, ek plaas my hoop en vertroue in hierdie lewe. En dit wat ek het in hierdie lewe. Maar gebed wys, ek soek na U, o God. Ek roep na U, o my God. Kan nie sonder U nie. En dan ons ou skynbaar, en as ons ook onthou net 'n musiek om te sing, is ook maar gebed, ons sing mos tot eer van die Here. Dis gebed wat ons in musiek uitspreek. En hierdie skynbaar swak en onskuldige uitsteek van hande in gebed bring goddelike optrede en oordeel. Moenie dit dink, ag, wat beteken dit nie? Ek het nou weer gesing, sing maar deel van die Here, ons dit nou afgaan, dan kan ons na die preek luister en dan gaan ons bid en sê, nee, besef die krag daarvan.
Ons kry 'n prentjie. Ons kry 'n prentjie agter die skerms van wat gebeur terwyl ons hier die Here loof, eer en prys. Ons sien dit ook, hoe die stryd gevoer word, Hoe word daar's mos 'n lied ook wat sê, ons voer ons stryd op ons knieë, Wat dui op gebed. Wat 'n lied is dit? Ja, that's how I fight the battle, on my knees, Dit is ons die ding veg. Dis hoe ons die battle hier op aarde veg, is op ons knees, op ons knieë. Met uitstrek van hande, gebed tot die Here. Want dit is hoe die Israeliete, Joshua en die Israeliete die Amalekiete verslaan het, As ons kyk daarna, daai geskiedenis in Exodus 17. Solank Moses sy hande opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete, Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, so sy arms regop gebly het tot sononder. Joshua die Amalekiete heeltemal verslaan. En mag ons ook met uitgestrekte hande ophef van gebed na die Here, volhard daarmee. Nie net doen en dink ek, dis nou klaar nie, maar jou hele lewe moet eintlik 'n gebedslewe wees. En ek weet, jy kan nie heeltyd so loop nie, dis nou nie wat ek nou sê, jy heeltyd so loop nie. Maar praat, jou hele lewe, praat met die Here. En as jy gelei word deur die Gees, steek jou hande op. Baie keer daar ook op straat, dan vertel iemand my iets mooi van die Here, as ek prys die Here, dan gaan daai persoon sy hand ook op. Prys die Here. Gee aan hom die eer. En mag ons volhard ook met die verkiesing. En ook na die verkiesing, en daarom sal ook 'n koöperatiewe gebed donderdag aand, na die verkiesing, want dit gaan nie net oor die verkiesing nie. Daai ouens wat nou gekies moet word, moet regtig, die Here moet hulle gebruik, om ons land te regeer op die regte manier. En so het Israel, jammer hy's baie dof, maar dit is nou Moses daai met Aaron en Hur aan weerskante, wat sy hande oplig. En ek gedink, is dit net 'n Ou Testamentse ding, om jou hande op te hef in gebed? Is dit nou net in die Ou Testament? Want baie mense sal sê, ja, dis nie in die Ou Testament. Maar Paulus sê vir Timoteus, 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. So ook in die Nuwe Testament, net 'n gebaar, ek hef my hande op. Daarop loftes bulle. Ek kan dit maklik doen vir die bulle. Maar as ek vir die Here gaan, dan wie gaan my sien as ek skaam? Baie keer. Dis regtig soos Dawid sê. Dis 'n wierookoffer, graanoffer in die aand, wat opgaan na die Here toe. Maar natuurlik jou hart moet daarin wees. Dit help ook nie, jy doen net 'n ding, net om gesien te word of wat ook al nie. Mens moet dit bedoel. En dis baie interessant dat die Hebreëse woord vir hand wat hier gebruik word, nie die normale woord is yad nie, maar dis kafaf. Dit dui op oop handpalms na bo om te ontvang. So jy rig jou hande op na die Here, om te ontvang. Weet so of so, om eer te gee. Dit is om te ontvang. Dis 'n spesiale Hebreëse woord wat hier gebruik word. Ja, en mag dit dan gebeur ook, dat ons bly volhardend in gebed. Dit is hoe ons hierdie oorlog veg, is op ons knieë in gebed, met gebede wat opstyg voor God se hemelse troonsaal. En daar's eerbiedige stilte, want God luister, en daar's 'n reaksie daarna. Mag ons bly bid, mag ons 'n biddende gemeente wees. Veral nou, as ons ook nog dink aan die verkiesing wat voorlê. Kom ons bid saam. Here, dankie Here, dat ons die voorreg het, om met ons swak gebede voor U in U teenwoordigheid kan kom. In die allerheiligste hemelse troonsaal kan betree met ons gebede. En dat dit daar geoffer word as 'n lieflike geur voor U troon. Nie omdat ons gebede so goed is nie,
maar omdat Jesus vir ons voorbidding doen, dat sy wierook, sy voorbidding meng met ons gebede, dit heilig en dit vir u aanvaarbaar is. En jy het aanneem in die bloed van die Seun Jesus Christus. En dankie Here ook, ons weet ook Here, dit bring ook weer 'n reaksie, want die vuur van die altaar word ook weer uitgegooi op die aarde. U tree dan ook bonatuurlik almagtig op, ook op aarde. Dankie dat ons kan meewerk, dat u koninkryk sal kom, en dat u naam verheerlik word. In Jesus se kosbare naam. Amen. Ons gaan vinnig kyk na die formulier vir die nagmaal. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 28, waar Paulus sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag wanneer hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daai drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit hierdie beker drink. So as jy die nagmaal reg wil gebruik, net tot versterking van jou geloof, moet jy jouself voorberei. Jy kan nie sommer net nagmaal gebruik en dit raak jou nie, en jy gaan net uit en jy gaan net aan met jou lewe nie. Jy eet en drink dan 'n oordeel oor jouself. As jy nie werklik glo wat Jesus gedoen het aan die kruis vir jou nie. As jy dit nie glo nie, moet jy eerder nie nagmaal gebruik nie. En berei jouself voor dat dit jou kan versterk in jou geloof. Nou, die eerste manier hoe jy jouself verootmoedig voor die Here om jou voor te berei om die nagmaal te gebruik is, jy moet besef, Here, ek kan nie, uit myself kan ek nie hierdie lewe lei nie. Ek het U nodig. My hele lewe is vol sonde, ek kan myself nie red nie. En daarom gryp jy aan Jesus vas en jy glo dat Jesus het vir al jou sondes betaal aan die kruis. Net dis die tweede riglyn om jouself voor te berei. Glo jy werklik dat Jesus vir elke sonde van jou gesterf het aan die kruis? Het jy daai ware vaste geloof? En dan ook as jy werklik glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het, jou met God versoen het, net dan gaan jy ook anders te lewe. Dan gaan jy ook dankbaar lewe. Dan gaan jy ook net meer en meer jou lewe in lyn kry met wie jy alreeds is in Christus. Gaan jy al hoe meer en meer soos 'n verloste lewe. Jy gaan nie aanhou met 'n gewoonte sonde nie. Ja, ons sê nie as ons nagmaal gebruik ons is sondeloos nie, maar ons bely, ons bekeer ons van ons sondes. Nee, ek gaan nie aan met my sonde nie. So as jy nog steeds sit met wraakgedagtes teenoor iemand, jy kan nie vergewe nie. Nee, sorteer dit eers met die Here uit voor die nagmaal gebruik. Want anders kan jy oordeel oor jouself eet en drink. Of jy weet van daai sonde wat jy so nie geheim vertroetel waarvan niemand weet nie. Dalk vroeë oggendure of wat ook al nie. As jy daai het en jy wil nie bekeer daarvan nie, nee, moenie nagmaal gebruik nie. Maar as jy wil jou bekeer daarvan, gebruik nagmaal dat die Here jou krag gee om daai sonde te oorwin. As jy daai persoon wil vergewe, gebruik nagmaal dat die Here jou help om jou hart sag te maak om daai persoon vry te spreek. Nee, dit is die gesindheid waarmee ons nagmaal vier. So onthou ook as jy nagmaal vier, dis 'n nagedagtenis maaltyd, nê? Jy sien en jy ruik en jy proe eintlik wat Christus gedoen het aan die kruis. Dit is sigbare woordverkondiging. Net die brood wat gebreek is, soos Christus se liggaam gebreek vir jou sondes aan die kruis. Die wyn, nê, of die druiwesap wat jy drink, nê, is die bloed van Jesus. Jesus se bloed het gevloei aan die kruis. Hy het betaal, hy bedek jou sondes
met sy bloed. Dit is 'n nagedagtenismaaltyd. En weet ook dat hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eintlik het hy ook met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig in die woorde, dit is volbring. En die laaste betekenis of wat ek wil uitlig ook hier oor die nagmaal is, die Heilige Gees gebruik ook die nagmaal om ons as een liggaam saam te voeg. Ons is werklik broers en susters van mekaar in Christus. Dit is nie net geuite kerktaal nie. Jy is my broer in Christus. Jy is my suster in Christus. Ons is een liggaam, ons het een hoof en dit is Jesus Christus. Geen mens is die hoof van die kerk nie, dit is net Jesus. En ons bedien net Jesus hier. Dit is waaroor dit gaan. Kom ons vra die Here ons nagmaalviering sal seën. Here, ons sê dankie Here, dat ons ook die vrymoedigheid kan hê om nagmaal te vier. Want Here Jesus het vir ons die weg gebaan, dis oop na U toe, Here. En ons kan dan ook reeds die nagmaal vier om ons geloof te versterk. Dat ons weet, Here, ons is in U teenwoordigheid. U sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. Maar werk in elkeen se hart, Here, dat as ons die nagmaal gebruik, Here, dat in opregtheid sal wees. Dit sal wees, Here, om werklik dat ons glo, Here Jesus, U het klaar alles in ons plek gedoen. Ons aanvaar dit net. Ons is versoen met ons hemelse Vader. En die Heilige Gees gebruik dan ook die nagmaal om ons geloof te versterk, om hier uit te gaan en anders te lewe. Te lewe tot die eer van ons hemelse Vader. En uit te gaan en ook te gaan verkondig al U guns en liefde en genade in ons lewens. Dat ons daarvan sal spreek en ook ander mense sal lei om Jesus in die geloof te omhels. En dat ons werklik ook as een liggaam saamgebind sal word ook deur hierdie nagmaalviering. Ons vra dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.